Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Het is lekker om elkeen van julle te sien. Dankie dat julle ten spyte van Eskom se hobbel in die pad nog steeds hier by ons is vanmôre. Hy het my bietjie gevang want ek preek altyd met my tablet en toe is my tablet pop. Toe ek wil hom aansit, so ek is nou maar met my hele rekenaar hier. Anders ek kan ook nie my printer gebruik, ekskuus. My drukker so nou moet ek nou maar so 'n plan gemaak het. So dis hoekom hier so 'n groot besigheid hier voor my is, maar ons is hier so. So baie welkom aan elkeen van julle. Vriende, ons is 'n bietjie min vanmôre want dit is interskole gister gewees tussen Hoërskool Gimnasium en Punt. En ek weet Hoërskool Oudtshoorn het ook dink tussen York het hulle interskole gehad. So en toe het ons al gesien as die interskole weg is, dan is die skapies ook so 'n bietjie weg. Mense sien dit as 'n geleentheid om bietjie te gaan kyk hoe lyk die groot dam daar by Mosselbaai. Vriende, ons gaan stil raak voor die Here. Ons is hier by mekaar omdat ons geroep is. Die Here het ons elkeen vanoggend geroep om hier na sy huis toe te kom. Daarom wil ek jou uitnooi om stil te raak, bewus te wees van sy alom teenwoordigheid. Ons het vanoggend 'n gesprek oor dit gehad. Maar God is teenwoordig. Lank voordat ek en jy in hierdie kerkgebou ingestap het. Kom ons raak stil en ons raak bewus van hoekom ons vanoggend hier is. Ek gee tyd vir stil gebed. Hemelse Vader, vanmôre is ons hier by mekaar omdat ons graag hier wil wees. Omdat daar 'n hartsbegeerte is om opnuut u stem te kom hoor. Die woord te kom lees. En die gemeenskap van gelowiges te kom ervaar. Dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Ten spyte van die alledaagse beskikbaarheid van elektrisiteit wat nie hier in ons dorp weens omstandighede af is. Ja, Here, ons is so bietjie uit ons gemaksone gevat. Maar dankie dat ons ook kan besef dat ons kan nog steeds funksioneer. Ja, dit is so bietjie ongerieflik. Maar ons bly nog steeds, ons kan nog funksioneer, ons kan dinge doen. Mag ons opnuut vanmôre u stem hoor in hierdie oggend. Mag ons opnuut hoor wat u deur u Gees vir ons van die woord uit Hosea wil kom gee, Here. Mag ons vanmôre hier uitgaan as nuwe mense, vervul met u Gees en met u woord. Dit bid ons in Jesus naam alleen. Amen. Die Here is by ons ken geen vrees. Kom ons sê dit nog 'n keer. Die Here is by ons ken geen vrees. Liewe gemeente, wees dan gegroet met die wonderlike woorde, genade en vrede. Mag julle vandag daardie vrede saam met ons beleef en ervaar as ons hier by mekaar is. Die Here groet julle. Amen. Liewe vriende, ek wil julle nooi om julle Bybels oop te maak, die van julle wat dit saamgebring het, Hosea 5, ons gaan daar saam lees. Maar voor ons dit doen, kom ons raak vir 'n oomblik rustig.
Here, as ons in hierdie môre stil raak voor U, dan kom die woorde van die 519 by ons op, wat sê, wees stil en weet, ek is die Here. Dis ook in die psalms waar dit voorkom, waar U sê, bedaar en erken, dat ek die Here is. Ja, Here, in 'n besige, woelige wêreld wat ons amper nie meer vandag mekaar kan hoor nie, van al die geraas, van al die besige dinge waarby ons betrokke is en wat in ons lewens vol maak, dan is dit goed om vanmôre hier in hierdie kerkgebou te kom sit en net stil te wees, net te hoor. Here, in die stilte, in die fluistering van die windstilte van die aand, het U verbygegaan. Here, mag ons opnuut vanmôre waardering hê vir die stiltes in ons lewens. Mag ons opnuut weer vanoggend gaan mooi nadink van hoe stil is ons in ons lewe? Hoeveel tyd spandeer ons aan U? Of is ons net besig om in hierdie vinnige wêreld net verder te versnel en nie eintlik tyd eers vir onsself te hê nie? Here, seën ons vanmôre met die woordverkondiging, seën hierdie woord in ons harte. En Here, help ons om vanmôre opnuut te onthou, hoekom is ons hier? Ons dink ook in besonder vanoggend aan hulle wat siek is in ons gemeente. Daar's 'n gebedslys. Hulle wat behandeling kry vir kanker, hulle wat in die hospitaal is, hulle wat herstel na operasies. Here, ons dink aan elkeen vanoggend. Ons dink aan die persone, maar U ken hulle by die naam. Maar ons dink ook aan hulle families, Here. En ons sê vir U dankie. Dankie dat U goedheid en guns oor ons is, Here, dat ons dit kan beleef en kan ervaar. Here, dankie dat ons kan kom bid vir hulle wat siek is, want ons weet, Here, daar is genesing in gebed. In Jesaja 53 vers 5 sê U duidelik, deur my wonde het daar genesing gekom. Here, mag ons opnuut vanmôre dit besef. Dit bid ons als in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is by Hosea. Nou, voor ek nou die wegspring om dit te lees, wie van julle lees gereeld Hosea? Dit is in die Bybel, julle moet net dit onthou. Dis 'n boek in die Bybel. Nee, dis een van hierdie klein profete. Hy's een van die 12 klein profete. Hy begin by Hosea na hom volg die ander klein profete, Amos, Obadja, Jona, julle kan dit gaan lees daar in die Bybel. Maar ons lees nie baie dit nie. Want dit voel vir ons, kan ek dit maar sê, soos geskiedenis. Dis ver, dit het 750 jaar voor Christus het dit plaasgevind, is Hosea geskryf. En het die gebeure opgeskryf van wat hy beleef het en ervaar het. Nou sit daar nog 2000 jaar by, dan praat ons van amper 3000 jaar gelede. Maar dis relevant. Dis nie irrelevant nie. Dis werklik, dit het gebeur, en die Here het Hosea geroep om vir sy volk 'n boodskap te kom oordra. Nou die groot profete soos Jesaja en Jeremia en daai en Elia het groot invloed gehad en hulle het vir 'n lang tyd saam met die volk geleef, maar die klein profete was baie keer net vir 'n paar jaar. En Hosea het hierdie taak gehad om vir die volk te waarsku dat julle op 'n verkeerde pad is. Dat dit wat julle mee besig is, gaan uitloop op die dood en op ballingskap. En hulle het dit afgelag.
Gaan lees maar gerus daar die eerste hoofstukke van Hosea, hoe Hosea opdrag kry om met 'n prostituut te gaan trou. 'n Vreemde opdrag, maar die Here het vir hom gesê, gaan trou met Gamar, en laat die volk kan sien, dis hoe my verhouding met hulle lyk. Nou as almal weet, in die Bybelse tyd was 'n vrou van die nag nie 'n baie goeie naam gehad nie. Prostituie het nie 'n goeie naam gehad nie. En een van die eienskappe van hulle was dat hulle nie getrou was aan hulle mense nie. So met die gevolg is, Hosea trou met haar, maar sy is nie getrou nie. Hy is getrou aan haar. Hy sorg vir haar, hy kyk na haar. Hy versorg haar. Maar sy is nie getrou aan hom nie. En dit is ook die beeld van die verhouding tussen God en die volk gewees. Die volk het met hulle mond bely, die Here is die Here, maar hulle optrede, hulle dade was nie naastenby nie. So kom ons maak ons Bybels oop, daar by Hosea 5, die laaste gedeelte van Hosea 5, en dan gaan hy oor na Hosea 6 toe. Ons kry daar hoofstuk 5 vers 15, luister nou mooi, ek gaan my in my woonplek terugtrek, totdat hulle skuld bely en vra na my wil. Dis nou die Here wat hier praat, God, in hulle nood sal hulle my hulp kom vra. Dan nou hoofstuk 6, kom ons gaan terug na die Here, want hy het ons verskeer, maar hy sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Dis nou die belydenis van die volk. Hy sal ons na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Kom ons wy ons aan hom toe. Kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom. Hy sal na ons toe kom soos stortreën. Hy sal ons verkoop soos lentereëns die grond verkoop. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môrewolkie, dit verdwyn so vinnig soos dou. Dit is waarom ek julle met my profete gestrem het, julle met my woorde vernietig het. My straf oor julle kom so seker soos die lig. Want ek verwag liefde eerder as offers, toewyding aan my eerder as brandoffers. Net tot sover. Vriende, mag die Here hierdie gedeelte aan ons harte seën as ons 'n bietjie daaroor gaan saamgesels. Nou is dit so, en ek het dit so vinnig vir julle 'n inleiding gegee rondom die situasie waarin Hosea optree en die volk se uitgangspunt teenoor God. En as jy nou mooi gaan dink in ons samelewing en die tyd waarin ons leef, dan hoor jy baie maklik mense sê, ons glo. Ja, ek glo in die Here, ek glo in die Here Jesus Christus, ek glo dat hy vir my sondes gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. En daar stop dit. Hoe baie keer kry ons te doen met mense wat met die mond bely dat hulle Christene is. Maar die dade spreek 'n ander storie, vertel 'n ander storie. En dis wat eintlik maar wat hier gebeur. Hosea kom en hy trou met die prostituut om vir die volk half wakker te skud. Wat maak Hosea dan nou? Dat hy nou met hierdie vrou gaan trou het. Ja, hulle het miskien so 'n bietjie gepraat daaroor en geredeneer daaroor, maar toe weer net aangegaan met hulle lewe. En God wil op 'n besondere manier met sy volk praat. En die tyd waarin ek en jy onsself ook bevind in Suid-Afrika in 2026, sien ons ook baie dinge wat nie reg lyk nie en wat nie reg is nie. En hoe laat dit ons voel? Hoe tree ons op teenoor dit?
Of het ek en jy so gewoond geraak aan die nuus, as jy die nuus aansit, dit bestaan net mos uit 3 goed: hofsaake, korrupsie en dan so bietjie sport. Dis die enigste goeie nuus wat daar is. Maar ons is al so geïndoktrineer dat dit pla ons nie. Dit pla ons nie van al die korrupsie en al die moord en al hierdie goed wat om ons gebeur nie, solank dit net nie aan my kom vat nie. Die volk het ook so geleef. God eenkant gehou op 'n afstand. Ons het maar net so nou en dan gaan wys ons is toegewyd aan hom, maar verder moet die Here nie te veel met respek van ons kom vra nie. En God kom skok hulle met Hosea se lewe deurdat hy met hierdie prostituut trou. Maar selfs dit laat hulle nie wakker skrik nie. Die eerste 3 versies van hoofstuk 6 kry ons die idee dat die volk wil terugdraai. Sê ja, ons sal teruggaan na die Here. Al het hy ons 'n bietjie seer gemaak, nee, hy sal weer ons wonde verbind. Hy sal weer ons vertroos. Maar die volk moes leer dat daar moed is in hulle optrede. As hulle bely dat hy die Here is, die Jahwe Elohim is, soos ek altyd dit sê, dan moet daar moed wees om dit te bely. Dit moet iets van jou vat om te kan sê, weet jy, ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen. Ek dink net al hoe meer in die samelewing wat ek en jy leef en die invloed wat daar in die samelewing is, raak ons woord maar net iets wat gespreek word. Is jou woord nog jou eer? Kan iemand jou nog op die woord neem? As jy vir hom sê, weet jy, ek sal 5 uur môreoggend daar wees om jou te help. Môreoggend 4:45, nee, dis te vroeg, dis te koud, stuur vir my WhatsApp. Dis soos die mense leef. Ons kinders word blootgestel aan dit wat jy bely. Jy moet dit maar net spreek, jy moet net nie te veel daaraan aandag gee nie. Wat vra dit van ons as ons bely dat ons Jesus Christus ons verlosser is? Vat dit iets aan jou? Of is dit maar net iets wat net gesê word in die verbygaan? Hosea moes die volk leer dat as jy terugdraai, dan bedoel jy dit. Jy kan nie net kom bely net met die mond, jy moet dit wys. En daar het hulle in die hek geduik, as ek dit so kan stel. Hulle het dit nie gesnap nie, hulle het nie dit verstaan nie. Ons sit met die wonderlike voorreg dat die Here Jesus vir ons kom sterf het, en dat hy opgestaan het, en dat hy lewe, en dat ons met die mond bely, dat hy ons verlosser is, dat die Heilige Gees ons vul en ons troos. Maar vriende, vind dit grondslag in ons alledaagse lewe. Waag ek en jy dit, om te staan by dit wat ons bely? Want die wêreld waarin ek en jy onsself bevind, vriende, waarin ons werk, waarin ons leef, waarin ons beweeg, het 'n vloeibare wêreld geraak. Die grys areas het baie meer geraak as die wit en swart. Dinge wat miskien 50 jaar verkeerd was, is skielik nou nie so erg nie. Hosea kom vra op nuut van ons moed om te bely en daarby en dit te doen. Maar Hosea help ons ook iets anders te, en dit gaan oor om te gee. Daar's 'n oulike verhaal van 'n seentjie wat hier in die 1700s het hy gegaan, hy's by 'n kerkdiens en hy kom in, nou neem hulle die kollekte. Okay, ons neem nie meer kollekte fisies in die banke op, jy stap ons uit, dan gooi jy dit sommer daar in by die deure.
Maar toe hulle nog kollekte in die banke opgeneem het, toe vra hy vir die oom wat kom, oom, kan jy dit op die grond neersit? En ons sê maar, ja, hoekom? En toe gaan hy en hy gaan klim binne in die kollektebordjie. En skielik het die oom wat die kollekte opgeneem het besef wat hierdie seentjie eintlik sê. Ek wil myself gee. Ek het nie geld om te gee nie, maar ek gee myself vir God. En dit is wat Hosea eintlik maar vir die volk ook wil kom skryf en vir hulle kom sê. As jy moed het om te bely dat die Here Jesus jou Here is, dat God God is, dan vra dit van jou ook 'n opoffering. Dit vra om jouself te gee. Hoeveel van onsself is ek en jy bereid om vir God te gee? Here, ek is so besig, maar ek sal graag dit wil doen, of ek wil dit doen, of so. Of, Here, moet nou nie, met respek, jy moet nou nie daai van my kom vra nie. Hoe gereeld maak ons kontak met mekaar om regtig uit te vind hoe dit met die ander persoon gaan? Of jy raak wakker en jy dink aan 'n persoon en dink jy, yes, ek moet bietjie hoor hoe gaan dit met Sunny of met Jannie. En as jy vanaand gaan slaap, onthou jy, ja, weet jy, ek moes eintlik vir Sunny gevra het, hoe gaan dit? Heel vergeet. Vriende, die tyd, die spoed waarteen ek en jy leef, maak dat ons vergeet om onsself te gee. Maak dat ons vergeet om te kyk wat gaan aan in ander mense se lewe, in die sin van, hoe kan ons hulle help, hoe kan ons hulle ondersteun? Die volk was net op hulle self ingestel, en hulle het die prys daarvoor betaal. As 'n gelowige, vra die Here van ons, gee jouself, want dis waaroor dit gaan. En as jy die moed van oortuiging in jou hart het, dan doen jy dit, dan gee jy dit. As Paulus skryf in Romeine, gee julle self as lewendige, heilige offers, dan gaan dit daaroor, om jouself vir God te gee, en te sê, Here, hier is ek is beskikbaar, gebruik my waar U wil hê in U koninkryk. En die laaste punt wat ek wil maak, wat Hosea probeer vir die volk illustreer, die moed om te wees. Nou, hoe wees 'n mens? Om te wees beteken om in God se teenwoordigheid te wees. Om te weet dat alles wat ek doen is ondergeskik aan Hom. Interessant, die Hebreëse woord vir toewyding wat Hosea hier gebruik, kan ook vertaal word as om te ken. So toewyding koppel vir my ook om te ken, om God te ken. En dit bring jou uit om te wees. Om 'n plek te wees in jou lewe waar jy kan sê, ek ken die Here. Ek is toegewyd aan Hom. Ek lewe 'n lewe van toewyding. Vriende, Jesus sê vir sy disippels in Matteus, as julle nie gaan bely dat ek die Here is nie, sal die klippe dit met uitroep. As ek en jy as gelowiges in die tyd waarin ons leef, nie erken en bely dat die Here Jesus lewe nie, en dat God teenwoordig is, en dat God ons help nie, gaan die klippe dit met doen. Die volk het dit versuim om te doen. Nadat hulle hoeveel keer gewaarsku is. Kom ons lewe in hierdie tyd. Kom ons omarm die lewe. Ons hoef nie almal op 'n eiland te gaan bly en te sê ons wil niks met hierdie wêreld te doen nie. Nee, die Here roep ons juis, hy stuur ons juis na hierdie wêreld toe. Maar hy vra van ons, kom ons gebruik die moed van oortuiging om te bely, te gee
en te wees. Amen. Ek gee tyd vir stil gebed en 'n refleksie op dit wat jy nou gehoor het. Hemelse Vader, help ons om te gaan bely en te gaan gee en te gaan wees in 'n wêreld wat dit so nodig het. Amen. Vriende, voordat ons afsluit met die laaste lied, wil ek graag net vir Hanlie voorstel as ouderling in ons gemeente en as kerkraadslid. Voordat ek haar vorentoe roep, gaan ek net so een of twee opmerkingkies maak rondom 'n kerkraadslid en hoe ons dit doen hier in die gemeente. Van die wat nuut is by ons in die gemeente, ons werk met 'n verkleinde kerkraad in die gemeente. Dit is wel wetlik en dit is kerkordelik reg om dit so te doen. So ons het nie meer daai groot kerkraadspan van amper 30, 40 mense nie. Ons werk so met so 10 mense en elkeen is daar omdat hulle 'n bepaalde gawe het. Ons kies hulle ook so en hulle is voorsitters van verskillende bedieninge en dan het ons ook 2 ouderlinge en 2 diakens. En Hanlie is gekies as ouderling vir die gemeentebedienings diensgroep en daarom gaan ons haar voorstel dat sy dan ook amptelik op die kerkraad kan dien en vir ons daardie leiding kan gee en kan help met ons wat dit aanbetref. Op 'n stadium gaan ek by 'n ander geleentheid die hele kerkraad weer 'n slag sommer net aan u bekendstel. Ek weet hier's baie nuwe mense en dat almal sommer net kan sien maar dis die ou vir daai portefeulje of dis die vrou vir daai portefeulje. Laat ons dan net weet hoe lyk die mense wat hierdie gemeente bestuur. Ek is nie, dit lyk seker so of ek die baas hierso is, maar ek is nie die baas nie, daar's 'n kerkraad wat saam met my die gemeente bestuur. God het van die begin af mense geroep en hy het hulle toegerus met bepaalde take en gawes en hy het ook daai mense dan gestuur. En dis mos nou waar die ouderling en diaken ampte vandaan kom en ook die ampt van gelowige. Die kerk het daai ampte en dan gebruik hy hierdie mense in sy koninkryk en in sy diens. En wat 'n voorreg is om in hierdie ampe te staan en die Here wil ook hê dat hy hierdie mense wil gebruik in sy koninkryk, in sy gemeente en so. Hanlie, ek wil jou kom staan hier voor by my, ek wil sien hoe mooi lyk jy. Kom staan sommer net so langs my. Kyk hier vir die mense. Hulle sien hoe mooi lyk jy as hy. Dis Hanlie Grey, sonder krag. Kyk nou net, jou hare lyk nogal goed. Hanlie is Hanlie Grey, sy is gekies as voorsitter van ons gemeentebediening. Dis hoe sy lyk. So is daar enige een is van julle wat iets wil weet van die eredienste, van ons diensgroep, van ons toerustingsgeleenthede, dan kan julle gerus maar vir haar gesels. Hanlie, baie welkom hierso en ek weet jy het iets sommer net hierdie verkiesing ligtelik opgeneem, jy het lank daaroor gaan bid en die Here het vir jou antwoord gegee en dankie dat jy jou hand opgesteek het en sê ek is beskikbaar, gebruik my. En daarom wil ek vir jou sê dankie. Ek wil hê jy moet vir my antwoord op die volgende vraag as ons juis oor hierdie ampte praat. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkomme leer van verlossing en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy om jou amp soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul en ook uit te oefen en dan aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help met hierdie
taak wat aan jou opgedra is. Wat is jou antwoord? Wonderlik. Mag die Here jou ryklik seën en jou gebruik in sy dienswerk, in die ampt wat hy vir jou nou in bevestig het. Ek wil vra dat ons saam bid vir haar. Ek gaan nou vir haar 'n gebed doen en mag die Here jou wonderlik seën op hierdie pad vorentoe. Baie, baie geluk, hoor. Kom ons bid vir jou. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons nou vir Hanlie kan kom voorstel het as ouderling in ons gemeente, waar sy 'n taak het, waar sy dienswerk het, wat sy moet verrig. Dankie dat U haar geroep het. Maar dankie ook dat U haar toerus om hierdie werk te kan doen. Here, mag U genade en U liefde oor haar wees, mag U haar seën en haar beskerm. En mag U haar gebruik in U koninkryk. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Dankie. Dis reg. Vriende, ons is amper klaar. Daar's lekker koffie en tee. Kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie koninkrykslied. God ons Vader is die koning. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Liewe vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef met nuwe toewyding aan hom. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal julle seën en julle beskerm en aan julle sy vrede gee. Amen.